baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ons het die afgelope tyd so 'n bietjie gepraat oor verantwoordelikheid. Dat ons 'n verantwoordelikheid het om dit wat die Here vir ons gee aan te gryp en te gebruik en voluit dan te lewe. Ons het die verantwoordelikheid. Nou, oor 'n klomp goede het ons nou al gepraat. Vandag sluit ons so 'n bietjie ons denke oor verantwoordelikheid, en nie dat ek sê dis 'n volledige ding nou al nie, maar ons sluit ons gesels 'n bietjie af om te dink oor die verantwoordelikheid om God se roeping op ons lewens uit te leef. Dis 'n verantwoordelikheid wat ons het. Kom ons gaan net so vinnig terug na Genesis 1. Genesis 1 vers 26 waar Vader, Seun, Heilige Gees sê kom ons maak die mens na ons beeld om ons te verteenwoordig. So binne hierdie konteks, binne hierdie skepingsbeplanning van die mens, kan mens dadelik hoor, daar is 'n sekere verantwoordelikheid wat die mens moet dra. Nou daai verantwoordelikheid kan ons ook noem ons roeping. Ons Godgegewe roeping. Ek wil dit in 3 dele indeel. Die eerste deel is, ons almal het 'n algemene roeping. Op almal van ons se lewens is daar 'n roeping wat vir ons almal geld. Om mekaar lief te hê. Dit geld nie net vir hier en daar iemand nie, dit geld vir ons almal. Om mekaar te vergewe. Dit is 'n algemene roeping. Dit geld vir ons almal. Om heilig te lewe, want God is heilig. Dis 'n roeping op ons almal se lewe. So daar's 'n sekere fokus wat ons almal moet sê, dit geld vir ons. 'n roeping op ons lewe. Niemand kan sê, nee wat, by hierdie gaan ek verby nie. Maar dan is daar 'n tweede roeping. Daar's 'n roeping wat baie meer 'n persoonlike roeping is. As ons so 'n bietjie gaan dink aan karakters in die Bybel. Dink 'n bietjie aan 'n Moses, se spesifieke roeping. En ons gaan vergelyk dit met 'n Gideon, se spesifieke roeping. En ons gaan vat daardie 2 voorbeelde en ons gaan vergelyk dit met 'n Jesaja, se spesifieke roeping. Of ons vergelyk dit met 'n Paulus se spesifieke roeping, dan kan ons sê dit verskil van mekaar. Dit wat God vir Moses voorroep, is anders as wat hy vir Gideon voorroep, is anders as wat hy vir Paulus voorroep. So op elkeen van ons se lewens is daar ook 'n baie spesifieke roeping. En dit gaan nou baie oor jou geaardheid, jou persoonlikheid, die gawes wat die Here vir jou gegee het. Dit wat vir jou opgewonde maak, maar ook binne die konteks waarin jy nou leef. Dit is so, die Here roep ons baie keer en ons sien dit in Moses se geval, ons sien dit in Paulus se geval, waar die Here hulle buite hulle konteks gebruik, maar die meeste van die tye roep God vir ons om binne ons konteks spesifiek sy roeping op elkeen van ons se lewens uit te leef. En dan is daar 'n laaste roeping waaroor ons net so klein bietjie moet met mekaar deel. En dit is die roeping op God se kerk, op die kerk van Christus, op die gemeenskappe van gelowiges. Ons dink nou aan Jesus se woorde, daar in Johannes 20 vers 21, waar hy gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So ons as geloofsgemeenskappe is nooit daar net om vir onsself te leef nie. Net om die lekkerte van kerk wees of gemeente wees te beleef nie. Ons is gestuurdes, dis 'n roeping wat God op ons het. Die Here roep die kerk om 'n impak, 'n koninkryksimpak te gaan maak waar hy ons wil gebruik. Nou ja, nou sit ons beurt om God se roeping op ons lewe
verantwoordelikheid te vat en dit te gaan leef. Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.